2? Kan julle my mooi duidelik hoor? Hard en duidelik. Jacques, anders moet jy net so die algemene klank so 'n bietjie opstoot. Gert, kan jy my hoor? Duidelik? Goed, wonderlik, daar is hy. As hy baie welkom geliefdes. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons vertrou dat die Here ons hier gaan saam seën en die tyd saam spandeer. Ek dink nie hier is iemand nuut wat vandag hier is nie, sover ek kan sien nie. Almal lyk bekend, so baie welkom weer een aan julle. Draai gaan na mekaar toe en groet mekaar. Weet julle wie's rondom julle? Ek gaan julle net nou weer 'n bietjie uitvang op hierdie ene. Gou 'n paar aankondigings wat ons net onder julle aandag wil bring, wat belangrik is. Ons offers vandag by die deure is vir Radio Kansel en die Here het hierdie deur oopgemaak dat oor die radiogolwe die evangelie al vir baie jare kan versprei waar mense nie kan uitkom nie, daar kom die evangelie. So kom ons ondersteun ook hierdie bediening deur ons offers vanoggend by die deure. Dan Sampie, daar is jy, Sampie daar agter. Sampie, miskien moet jy net gou hier vorentoe kom. Sampie is nou vars, nie op die span, hy is ons nuwe koster. Johanna het julle gehoor, het afgetree na so net oor die 20 jaar. So as julle enigiets wil vra vir Sampie, hy weet al wat hier aangaan so bietjie, maar Sampie, mag jy, ons het al in die eerste diens ook vir jou gebid en toegewens, maar mag jy 'n baie besondere, gelukkige bedieningstyd hier in die gemeente hê, saam met ons as span. So, blessings vir jou en jou huis. Daar sien julle ook die sleutel wat oorhandig is, Vrydag, wat Johanna die kersledels aan Sampie oorhandig het. Goed, dan geliefdes, het ons die uitnodiging aan u gestel, dat van as Woensdag af tot en met Paas Sondag, dat is 40 dae, dat ons kyk of ons, soveel as moontlik, jy hoef nie 40 te gaan tel nie, maar gaan kyk 'n bietjie die klatter, maak 'n bietjie huis skoon, gaan kyk daar, of daar iets is wat jy nie meer gebruik nie. En ons wil dit na Paasfees wil ons dit gaan saai in die koninkryk, vir daar waar die nood is. Met ander woorde, bruikbare klere, kombuisimplemente, ander goedjies wat jy regtig meer gebruik nie, 'n potjie hier en 'n dingetjie daar, iemand anderste mag dit al van groot waarde ag. So en dan bring ons dit op Paasfees gaan ons dit bring, maar ons sal julle aan die gang hou net om te herinner. Ek het ook al lankal vergeet, ek moet elke Sondag moet ek vir myself sê, weet jy, jy moet dit doen. Goed, dan eers vanaand is dit weer ons Open Door Sundays aanddiens. Engelsdiens, Pastoor Adam is aan die gang, aan die woord, en sy tema is When God Feels Quiet. Ons ervaar dat die Here praat in sy woord, en hy praat op ander maniere, maar partykeer het ons die ervaring, maar God raak stil. So, as jy belangstel in die tema en kan en wil, is jy baie welkom om dit te kom bywoon. En dan eerskomende Vrydag is Wêreldbiddag vir vroue. Dit is 'n gesamentlike inisiatief van die Ring van Bottelary. Dit is nou die ou Brackenfell en Kuilsrivier wat saamgesmelt het, die Ring van Bottelary. En as julle weet oor die Bottelary kom van donkie jare terug toe die Franse Hugenote gekom het, was dit die Spens. Bottelary was die Spens gewees van hierdie area. So dit is eintlik baie kosbaar. So ons is die Spens wat die evangelie het en ook gee, maar daar's 'n wêreldbiddag geleentheid eerskomende Vrydag. Daar's 2 byeenkomste, vroegoggend 7:00 en ook vroeg aand 6:30, kort byeenkomste, en dan deur die dag is daar gebedsstasies wat ek self kan besoek. So dit is vir al die vroue. Vir die manne, daar's Woensdagoggend weer 'n manna vir manne gebedsgeleentheid, 6:15 hier in die gebedskamer, en ek weet Protea hoog dit op Saterdagoggend het hulle weer vroegoggend 'n gebedsgeleentheid. Maar vir die Wêreldbiddag vir vroue, daar is spesifiek vir die vroue geleentheid. En dan geliefdes, kom ons gebruik die geleentheid om die Here nou te dien met ons offergawes. Dit gaan oor nie net geld nie, dit gaan oor tyd, diens en geld, maar julle lewe. En kan ek gou nou 'n aanduiding kry, is daar iemand wat vanoggend vir ons die Christuskers wil kom aansteek? Net vir my aanduiding gee wie dit sal doen.
ons in die bid. Goed geliefdes, kom ons bid net saam. Here God, ons kom vanoggend na U toe met ons offers, wat meer is as net die papiernoot of die munt wat ek hier ingegooi het. Dit gaan oor my totale lewe aan U, my tyd, my geld, my goed, ook my diens wat ek gee. Gee dat ons uit dankbaarheid sal bly bedien en ons offers wat aan U gewy is, sal uitleef. Ontvang wat ons bring en mag dit werk in die koninkryk. Ek bid in besonder ook vir Jorina vanoggend. Haar hartsbegeerte soos hy die kers aansteek is om te bid vir die kinders. Ja, Here, ons kom sit hulle voor U neer, dat U hulle sal seën waar hulle op hulle lewensreise is. Mag hulle U nabyheid ook belewe. Dankie vir 'n ma wat omgee vir haar kinders en wat vir hulle bid en vir hulle sorg. Wil U vir haar ook seën op haar lewensreis, mag sy beleef, die Here God is altyd by my. En so bring ons elkeen wat U nodig het in die oggend na U toe. Ek kom sit hulle voor U neer. Kom seën vir hulle. Dankie dat U Gees in hulle is en hulle rig en lei. Ons loof en ons dank U in hierdie oomblik met ons offers en ons lewe. Amen. Geliefdes, ons kan staan as dit vir U moontlik is. Lied 577, die eerste, tweede, vierde en vyfde strofe is ons loflied. So kom ons sing dit saam en dan kan U weer die plekke inneem. Ons gaan vanoggend by 'n baie bekende gedeelte eintlik stil staan wat ons goed ken en wat ons baie keer ook so 'n bietjie wil verbyblaai, is Hebreërs 10. Voordat ons daarby gaan kom, gaan ek bid en gaan ek vir ons net 'n inleiding gee op die boodskap vir die dag. So kom ons bid net eers saam. Here God, hier is ons met U woord voor ons oop, met die woord wat nou op die skerm gaan verskyn of op ons selfoon. En ons is in afwagting om te hoor wat U vir ons ook wil opnuut leer en laat ontdek vanuit U woord. Dankie dat ons bevoorreg is om U te kan ken en dan U beter te leer ken ook vanuit die woord. Dankie Here dat U 'n God is wat met ons bly praat, soos vanaand se tema ook is by Open Doors, dat baie keer voel dit of ons dat U nie met ons praat nie, dat U stil geraak het, maar U is altyd met ons besig.
En ons wil ons oorneig na U toe, ons wil ons self instem om U stem te hoor. Dankie dat ons ook vanoggend daar uit Psalm 23 nou kon sing van die Here God wat ons lei deur ons lewe. Ons laat wy, dis om te sê van U goedheid en die guns in ons lewe. U laat ons rus vind by U en dat ons ook die vooruitsig het dat ons nie net leef vir hierdie stukkie van ons aardse lewe nie, maar vir ewigheid saam met U. Kom seën ons ook in die res van hierdie oggend. Ons eer U vir die woord, ons eer U vir die woord wat U wil gee om ons te neem, sodat ons ankers het in ons lewe en met sekerhede die lewenspad kan stap. Aan U die lof, die eer en die aanbidding van ons harte, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Geliefdes, so vir 'n begin, my kleinkind is baie lief vir lees. Nou, hy's net bietjie ouer as 2, maar hy's van kleins af as hy geleer om te lees. Nou kom hy sê, oupa, lees. Okay, so ken julle daai? Okay. Ek het so 'n bietjie van sy gunsteling boeke, dit is op die skerm, maar ek het dit saamgebring wat hy graag lees. En hy het 'n boekrak daar. En dan sê ons wat van Noag, dan gehaal hy van Noag van die rak af. En hy's net so ouer as 2. Maar so, een van sy is Noah's Ark. Nou Noag se ark het hierdie soos die legkaarte, jy kan hom uithaal die stuk en so aan, en dan op die einde dan vertel jy nou die verhaal en dan maak ek die legkaartstukke die mekaar en dan blaai hy en hy sit dit weer in. So Noag se ark. En dan is hier so dit is hierdie wat is gewoonlik mos die goedjies wat agter, wegkruip agter die skip. Wat is agter die skip? Daar is soos 'n orka, en so aan. So dit een van daai en woef werk op presies dieselfde prinsip as 'n kat en ek weet nie wat als agter die bosse en die blomme wegkruip nie. En enetjie wat rein, dis soos 'n liedjie wat gesing word, rain, go away, the children want to play. En dan gaan die reën weg en dan gaan hulle lekker buite gaan speel, die kinders. En dan is hier so 3 boekies waarvoor hy baie lief is, daai 3 wat daaronder is. En dit is die ou bekende sprokiesverhale, waarmee ons almal dink ek groot geword het. Ek ken hulle geen my brood mannetjie. Ken jy nog die verhaal? Okay, gaan koop hom, gaan neem hom uit, gaan Google. Dis mense ontdek 'n paar goed. En dan die ander enetjie, goue lokkies en die 3 beertjies. Baie nice. So hierso by dan lees ons nou en ek is mos gewoonlik 'n bietjie inligkunde, jy sit mos nou maak die verhaal mos nou lekker en so nie wat al in die boek staan nie, is baie boring partykeer. En dan daar waar goue lokkies daar by die 3 beere se huis kom as hulle nou in die bos gaan stap het, dan as daar by daai deur en al wat Johan Ry dan maak is dan hy klop. Dan sê ek, is hy daar? Klop hy? Nie is hy daar nie, maar sy maak die deur oop, dan gaan sy in. Nou dan gaan ons aan met die verhaal. Maar die een wat ek so bietjie op wil fokus vanoggend is die prinses en die ertjiepit. Ken julle nog die verhaal? Wie het vergeet van die verhaal? Kan ek dan gou vir julle gedagtes verfris? Okay, dit gaan daaroor, want hierdie ene lees, dis sy favourite. So dit gaan daaroor, dit begin by die prins, wat bly by die koning en koningin, en hy kry nie 'n prinses met wie hy kan trou nie. En dan gaan hy met sy perd, groet hy sy ma en pa, die koning en koningin, dan gaan hy met sy perd, gaan hy na die ander koninkryke toe, dan kom hy weer daar so, is 'n baie netjiese, aanvallige prinses in 'n ander koninkryk, en ek sê altyd, sy stak op. Sy wil niks met hom te doen hê nie, en dan gaan na die volgende een, en op die ou einde, dan kom dit terug, en dan sit hy daar op die groen bank, sy hoed lê op die grond, sy swaard op die grond, en hy's moedeloos, want hy kry nêrens 'n prinses om mee te trou nie. En dan sê vol emosie en vol afwagting, en toe is dit donker buite die nag, en dit reën, en dit is koud, en daar's 'n klop aan die deur, okay, dan is dit weer, klop aan die deur, en dan die koning, so luid die verhaal, gaan die koning, en hy gaan maak die deur oop, en dan is daar hierdie pragtige jong dame, maar sy's papnat gereën met haar goue hare, wat tot hierso amper op haar knieë hang, en hierdie blou rok, maar sy's deurnat, en so aan. En dan sê sy, maar ek is 'n prinses, ek het verdwaal, kan ek inkom? En sy, ja, enige tyd kom binnekant. En hy roep die koningin, en die koningin sorteer vir haar uit. Maar nou weet ons hoe die verhaal verder lui, is dat in die bed, dan het sy nou 'n ertjiepit gesê, as hy regtig ware prinses is, wat met my seun, die prins moet trou, dan as hy regtig prinses is, gaan sy hierdie ertjiepit kan voel. So sy sit dit onderin. En dan is dit nou, en dan is lekker as ons die storie verder lees, dan kry sy die dienskneg om matrasse op te sit,
En dan sê ek, dit sê pers matrasse, blou matrasse, oranje matrasse, groen matrasse, pers. En so gaan ons aan 20 matrasse. En dan het die prinsesie nou vir haarself verfris. En dan kom sy, hulle tuimeldroërs gehad, haardroërs en al daai goede in daai tyd, want sy is met dieselfde blou rok en haar haartjies is mooi gedoen, gaan klim sy daar bo op die matras en slaap, en dan sê die koningin, jy moet lekker slaap liefie, sien vir jou in die môre. En dan kom die koningin daar vroeg môre, en dan sit die prinses daar, moeg, die oë hang, sit sy daar op die grond, en sy sê, het jy lekker geslaap? Nee, ek kon nie jou oog toemaak nie, daar's iets wat my gedruk het, my bene is vol knoppe, en al sulke goeterse, en dan toe weer die koningin, sy is 'n regte prinses, want dit is net volgens die sprokie, 'n regte prinses wat deur al die matrasse die ertjieput sou voel. En dan vinnig reël hulle troue, né? Dis woordswas, dis 'n sprokie. Die volgende dag trou die prins en die prinses met mekaar. Albei is gelukkig en daar staan nou ongelukkig nie. Hulle het gelukkig leef tot in ewigheid nie, maar ons weet elkeen van die sprokies eindig so. Okay. Wat my opgeval het in die week, met die besig wees met Hebreërs 10, is dat daar een sinnetjie is wat vir my uitgestaan het. Die koning maak die deur oop. En die prinses word vriendelik ingenooi. Die koning maak die deur oop. Nie die dienskneg nie. Die koning maak die deur oop. En geliefdes, as ons kyk, ons gemeente, as jy nou nie al baie jaar in die gemeente is nie, ons gemeente het 'n visieteks. Dit kom uit Openbaring 3 uit. Openbaring 3 se begin is daai 7 gemeentes vir wie briewe geskryf is, wat Johannes geskryf het, wat God gesê het, skryf neer. En dit is vir die gemeente in Philadelphia. By vers 7 begin dit daarso van, dit verwys terug na Jesaja 22 vers 2, wat sê, die sleuteldraer is belangrik in Dawid se paleis gewees, want wat hy oopgesluit het, het oopgebly, wat hy toegesluit het, toegebly. En daar leer ons hierso in Openbaring 3, dat Jesus is nou die sleuteldraer wat die koninkryk van die hemel oopsluit en hom toesluit. En dan vers 8 sê vir ons baie duidelik, en ek het nou maar 'n bietjie ingelê ook, wie praat daar? Die koning van die konings sê, want dis in die konteks van Openbaring, word gepraat van die koning. So die koning sê, ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het 'n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Geliefdes, dit is ons gemeente se visieteks van die jaar 2000 af. Daar was 'n visieproses in 1999 en hierdie teks het uitgestaan. In 2023 het ons opnuut as leierskap weer gaan begin stil word. Sê, Here, as U vir ons 'n deur oopgesluit het wat niemand gaan toesluit nie, wat vra dit van ons? Hoe moet ons as gemeente wees? Wie is ons en waarmee moet ons besig wees? Want die rede is, in 1981, die 7de Oktober, het hierdie gebou se deure oopgegaan en niemand kan dit toemaak nie. Wat vra dit kollektief van ons as gemeente in Hebreë, maar wat vra dit van ons elkeen individueel wat deel is van hierdie geloofsgemeenskap? Uit ons stil word en die beplanningsprosesse het die volgende identiteit. Nou voorkom ons weet wat die identiteit is. Ek het 'n boekie of ek het 'n kaart en daar is my foto op en daar is my unieke nommer is daarop en daar sê of jy 'n male of 'n female is en nog 'n paar ander gegevens en daar is ander merke wat maak dat dit 'n wettige dokument is. So wat is ons identiteit as die gemeente met oop deure? En dit is as volg. Wie wil ons graag wees? Met ander woorde, wie is ons? As die gemeente met oop deure wil ons 3 goed. 'n verwelkomende, liefdevolle, omgee gemeenskap wees. Waar mense wat op reis is, op hulle lewensreis is, kan tuiskom, saam kan groei en dien, 'n navolging van Jesus, agter Jesus aanstap. Gemeente met oop deure is 'n verwelkomende, liefdevolle, omgee gemeenskap waar mense wat reis deur die lewe hier kan tuiskom, kan groei, kan dien, as ons saam, hand aan hand, op pad stap, agter Jesus aan. Geliefdes, God het 'n deur oopgemaak vir ons elkeen. God het 'n deur oopgemaak vir mense wat verdwaal het langs die pad, vir mense wat ver weg van hom is. En ons fokusteks vir die jaar, dit is vers Matteus 11 vers 28 tot 30, wat Jesus vir ons uitnooi. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. En ons weet, dit is wat die Here ook vir ons sê in ons beeld, in ons visie van 'n oop deur. Dis wie ons moet wees.
Want die koning het die deur vir ons elkeen persoonlik oopgemaak, maar ook vir hierdie geloofsgemeenskap. As ons nou Hebreërs 10 gaan saam lees, gaan ons kyk na so 3 deure wat die Here vir ons oopmaak. En ons vertrou dat dit eenvoudig, maklik sal wees om te kan verstaan. So kom ons lees saam. Sal op die skerm verskyn, of as jy die Bybel het, kan ons daar saam lees. Hebreërs 10 vanaf vers 19. Broers, susters ingesluit, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as grootpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart, met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien nader kom. Ons lees tot sover. Ons gaan eintlik so die 3 deure wat ons nou gaan kyk, in 2 gedeeltes opbreek, uit Hebreërs uit, Hebreërs 10 vers 19 tot 23, en dan 24 en 25, en dan ook weer terug by Matteus 11, vers 28 tot 30. So, ons glo die Here het ons hier geplaas met 'n doel. Daar's 'n rede hoekom ons hier moet wees. So kom ons gaan kyk, die ontdekking wat ons maak uit Hebreërs uit. Watter deure maak die Here vir ons oop? So die eerste wat ons sien is, die deur word na bo oopgemaak, en dit kan ons kry uit Hebreërs 10 vers 19 tot 23. So die Hebreërs skrywer sê dat gelowiges, broers en susters, vrye toegang tot die heiligdom het. So waar kom hierdie beeld vandaan waaroor hy skrywe? Ons moet dit terugvat tot selfs in die woestyntyd, toe God vir die Israeliete uitgelei het uit Egipte uit, het hulle 'n tent van samekoms, van ontmoeting gehad, en later die tempel, en dit was gewoonlik in 3 dele opgedeel gewees. Daar was die allerheiligste, waar die ark was, wat hulle gedra het, nee, daar was die 10 gebooie in gewees, met die serafs, die engele, wat bo op sit, met hulle vlerke so aan mekaar geraak, en dit was in die allerheiligste, om te sê, dit is waar God is. En dan was daar 'n voorhangsel wat daar gehang het, 'n gordyn, wat dit geskei het van die heilige gedeelte, waar die kandelaar was, die offerbrode, en 'n paar ander dinge daar. En dan is dit die algemene plein gewees, waar almal kan kom. Maar in die allerheiligste, mag die hoëpriester net 1 keer per jaar gekom het, want dit is allerheilig. So, en dat hulle nog nie gebruik gehad om 'n tou om sy been te bind, want as hy dalk ingaan, hy sterf daarin, dan moet hulle hom kan uitsleep. So, dan gaan hy in. Wat doen hy op daai dag? Dis die Yom Kippur, die groot versoendag. 1 keer per jaar het hy gaan versoening doen vir die volk se sonde. Het hy in die allerheiligste ingegaan, en dan is die gordyn weer toegemaak. Maar kom ons draai die horlosie vinnig vorentoe, tot by Jesus wat aan die kruis hang, en toe hy sy laaste asem uitblaas en sterwe, het wat gebeur? Daai voorhangsel, die skeiding wat daar was, het van bo tot onder geskeur. Dit sê ons, lees daar in Matteus 27 vers 51. Van bo tot onder geskeur. En wat beteken dit? Die beeld wat die Hebreërs skryf hier optel, is dat toe Jesus gesterf het, het die skeiding wat daar was, wat mense gemaak het verdwyn. En nou het elkeen van ons vrye toegang tot God self. Ons het nie meer 'n hoëpriester nodig, of iemand anders wat in ons plek hoef te gaan nie. Ons elkeen kan nou direk na God gaan. Dit is hoekom die skrywer kan sê dat gelowiges deur die bloed van Jesus met groot vrymoedigheid na God self kan gaan. Daar is niks meer wat kan keer dat ons by God drie-enig kan uitkom nie. Dink aan verlede Sondag, toe ons gepraat het by die nagmaal, Romeine 8. Nee, geen lewe, geen dood, geen bose magte, engele, hoogte, diepte, enigiets anders in die skepping kan ons van God se liefde skei nie. Daardie liefde wat hy vir ons gehad het in Jesus Christus.
Niks kan ons skei van God nie. Kom ons bring net gou Matteus 11:28 weer hier terug. En so kom Jesus en hy nooi almal wat moeg en oorlaai is, mense uit om na hom toe te kom. Ook hier word ons aangemoedig om na God toe te kom. Want die deur is waawyd oopgemaak. God het in Jesus Christus daarvoor gesorg. Maar ons kom nie na hierdie koning vol bravade, selfvoldane met dit is wat ek in my lewe bereik het en dit is waarom ek daar moet wees in die koninkryk van God nie. Die Hebreërskrywer sê vir ons baie mooi, hoe kom ons na God? Hoe verskyn ons voor hierdie heilige God, allerheilige God? Hy sê daar, met 'n opregte hart en met 100% geloofsekerheid. 'n Hart wat opreg is beteken hy's nuut gemaak. Die kliphart is uitgehaal, die hart van vleis is gegee. Esegiel 37 sê dit vir ons baie 36 sê dit vir ons baie duidelik. En dan met 100% geloofsekerheid wat ons weet, ons plaas ons versekering in God en in Jesus, in die Gees. Niks in myself nie, want dit is nie genoegsaam nie. Hoe kom ons sê Jesus het vir my sondes aan die kruis gesterf. Sy bloed het my skoon gewas. Deur sy dood wat ons verlede Sondag tydens die nagmaal herdenk het, het ons nou 'n oop deur na God en na sy heerlikheid. Hoe het ons vir mekaar gesê, ook so 2 Sondae terug, wat daai kruiseling gesê het, die man aan die middelste kruis het gesê, ek mag kom. Jesus het gesê, ek mag kom. En hier hoor ons dit weer op 'n ander manier by die Hebreërskrywer. Maar geliefdes, mag ons ook die deur vir ander oophou, wat nog nie glo nie, wat weggedwaal het. Kom ons bly hulle nooi om te kom deel hê, en want die deur na bo, na God is oop. Die tweede deur wat ons sien is die deur wat na binne oop is. Hebreërs 10 vers 24 en 25 help ons daarmee. Net gou vinnig weer, laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gelowiges wegbly, of in die gemeente wegbly soos party se gewoonte nie. Maar ons moet mekaar aanmoedig om daarin te gaan. En dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Ons gemeente se identiteit, as die gemeente met oop deure wil ons 'n verwelkomende, liefdevolle, omgee geloofsgemeenskap wees, sluit baie mooi hierby aan. As dit gaan oor God en sy koninkryk, dan raak dit nie meer net vir my nie. Ja, dit is wonderlik om te kan sê, ek is 'n kind van die Here, ek het vrye toegang tot die Here, my saak is reg. Maar die Here wil hê dat ons met vrymoedigheid self kan gaan, maar dat ander mense ook uitgenooi kan word om te sê, kom na die Here toe. So, ons oë draai dadelik weg van my eie lewe, net ek, en ek sien ander mense raak, waar hulle op hulle lewensreise is. So ons word aangemoedig om na mekaar om te sien. En omsien beteken, ek kyk uit vir ander, waar hulle is. As daar mense is wat dit goed gaan, dan is ons saam met hulle bly. Ons het die 3 kort gelykenisse van die verlore skaap, die verlore munt en die verlore seun ook nou die dag na gekyk. Ons is saam met hulle bly, maar ons oë is juis vir die mense wat swaar kry, wat dit moeilik het in hulle lewe, wat deur diep, donker dieptes moet beweeg, is ons oë op hulle gerig. En hoe kan ons hulle ondersteun en help? Ons word egter net aangemoedig om dit te doen. Ons kry eintlik 'n opdrag om na mekaar op te sien. Om te sien, skus tog. Ons moet nie net liefde praat nie, maar liefde moet met die daad bewys word. Ek wil sommer net gou 'n voorbeeld gee. Net 'n klein bietjie meer as 'n jaar gelede, 16 Februarie 2025. Skoonpa se gesondheid het agteruit gegaan en die tyding het diep in die nag gekom, daardie Sondagoggend vroeg. Hy is op sy einde, Elmarie en my seun Rian, hulle het deurgery strand toe. Ek moes 'n bietjie rus kry, want natuurlik die Sondagoggend was ek litter gewees, Jolanda Kortjie was hier gewees, die getuienis Sondag vertel van haar bediening waartoe die Here haar geroep het, en al die intriges waardeur sy na haar man en die kinders was, terwyl hulle daar in Jemen was. Haar boek is nog daar op die rak, as jy dit haar verlewensverhaal wil lees. En na kerk
het Betty 'n baie goeie vriendin van ons daar aangekom met 'n gaarhoender van Checkers en oondgroente en slaai. En as julle vir Betty ken, Betty is 'n sielkundige, sy het 'n vol lewe. Attie, haar man, hy het 'n groot beroerte gehad, 'n paar jaar terug. Hy's in die rolstoel, sit Sondag hierso, sit hulle daar. En so haar lewe is vol. Hulle het 5 kinders. Okay, almal is daarom nou uit die huis uit, al min of meer. So 'n baie vol lewe. En toe sy die tyding hoor, was sy ingestel nie op haar eie behoeftes, na haar eie lewe nie. En het sy gegaan en fisies vir ons kom bedien met liefde. Geliefdes, so wat beteken dit as ons sê dat ons 'n verwelkomende, liefdevolle, omgee gemeenskap wil wees? 1, ons verwelkom almal wat instap by die oop deure om hier te kom aanbid en saam te kan wees. Van die voordeur af of sy deure waar mense inkom, tot hier wat hulle langs mekaar kan sit. Ek wil gou 'n toets doen. Die Engels praat van we are creatures of habit. Ons doen dinge uit gewoonte. So nou wil ek gou die vraag vra. Wie van u sit elke Sondag op dieselfde plek waar hy nou sit? Kom. Ja, julle kan my julle hande opsteek, want ek sien julle. Ek kyk julle nou uit. Gelukkig julle is minder, so ek kan weet. So elkeen van ons gaan sit op ons selfde plekkie. Die vraag is, ken jy nou al die mense wat rondom u sit? Wat ons sê, dis my broers en my susters. Ken ek hulle by naam? Weet ek wat hulle lewe aangaan? Het ek al gevra, goeiemôre, het nou die kop knik, weet, of dalk as jy nou goeiemôre uitkry, dis die generiese vraag wat ons vra, en die antwoord wat ons gee, standaard, goed, dankie. Okay, is dit nie so nie? Hoe moet 'n familie wees? Ek weet julle sit 'n bietjie baie verspreid as in die eerste diens wat hulle bietjie meer soos sardiens op mekaar sit. Maar jy kan maar inkom. Gert speel baie mooi agtergrondmusiek tot ons begin sing. Hoor 'n bietjie, wat gaan in die mense se lewens aan? Ons is die familie van die Here in hierdie deel. So, ons sit op dieselfde plekke. Kom ons praat 'n bietjie met mekaar. So, hoe lyk ons omgee vir mekaar? Johannes skrywe in 1 Johannes 3 vers 18, liewe kinders, hy praat met gelowiges, liewe kinders, ons liefde moet nie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Ons praat nie net liefde nie, ons wys liefde. So ons verwelkom en ons omgee is egter nie net hier vir 'n Sondag nie, maar op die ou einde raak ek ook 'n oop deur na buitentoe verander. Hoe bedien ek ander mense met God se liefde? Hoe maak ek kontak met ander mense? En hoe nooi ons ander? Hier is ons baie ruimte vir mense wat 'n spiritualiteit het soos wat u het by die tweede diens, om te sê, kom, daar die Claratyn, Otello, daar waar hy bly in die huise, daar's nog mense wat dalk 'n behoefte het. Geef hulle 'n geleentheid. Daar's mense wat graag uit Claratyn, het ek verlede week gehoor, daar mense wat graag by die kerk wil uitkom. Hulle het nie vervoer nie. Luister 'n bietjie uit vir mekaar, gee om en sê ek bring jou saam en ek gaan jou weer terugvat. Want hoe meer hier is, hoe meer hoor die woord, hoe nader groei ons na mekaar toe, meer word ons opgebou en kan ons saam dien en God se liefde wys. Is ons bereid om iemand uit te nooi om saam met ons na die eredienste of na die byeenkomste te kom? Ons hoor die aanmoediging en egter ook die teregwysing, want daar staan, ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie. 2026 kan ons sê, soos baie mense se gewoonte is. Losgeraak, eenkant, ek weet, mense raak ouer, die momentum om deur die dag aan die gang te kom raak stadiger, ek kan dalk nie meer nie, maar ons het die boodskap wat ons opneem, wat hulle kan luister, hulle kan die eerste diens, kan hulle ook aanlyn kyk, of dit word uitgestuur, kom ons help mense wat nie hier kan kom nie, ook om dit in hulle hand te kan neem. Ek het 'n waarneming gemaak. Oor baie jare. Ek is al 33 jaar in die bediening, so baie gelowiges benader hulle verhouding met God soos iemand wat aan 'n individuele sportsoort deelneem. Wie van julle het tennis gespeel in die lewe? Okay. Wie het rolbal? Rol hierdie bolle? Of jukskei?
Okay, baie van die sporte is soos individuele sport, soos 'n enkelspel tennisspeler. Hoe kan hy? Hy kan op sy eie oefen as hy wil. Ons het begin almal met werktennis en daarna het ons teen die muur geslaan die bal, nê? En as jy nou later 'n balmasjien kon gekry het, dan gooi ons daai balle uit. So jy kan op jou eie kan jy oefen. Jy kan die reghand, jy kan die voorhand, jy kan 'n paar smashes, al daai goeders, jy kan dit inoefen. Baie mense hanteer hulle geloofverhouding met die Here soos 'n individuele sportspeler. Maar geliefdes, ons is 'n span. Ons behoort aan God se span. Kom ons vat die voorbeeld van 'n rugby span of 'n netbalspan of 'n cricketspan. Dis 'n span wat moet saam oefen. Jy is deel daarvan. Jy moet weet hoe lyk jou ander spanspelers, wat julle kan verwag van mekaar. Saam oefen sodat as wedstryddag kom, dat julle kan saam speel en saam kan presteer. Dis belangrik. Maar baie mense bly weg van die eredienste, die byeenkomste, waar die geloofsfamilie eintlik moet saam oefen, sodat ons die spel van die lewe kan gaan speel daar buite. En dan sê die Hebreërskrywer hy suggereer dit, ons leef eintlik in die eindtye. Jesus kan enige tyd terugkom, ons weet nie wanneer nie. Is ons gereed? En as ek gereed is die ander mense rondom my gereed, met wie ek my lewe deel, of wat se my paai kruis, weet hulle van hierdie Jesus wat gaan terugkom. En dan, geliefdes, in die tweede kwartaal, wil ons lank so 'n bietjie voorbrand maak vir 'n kursus wat ons gaan aanbied. Dit begin met Pinkstersondag, of eintlik die eerste Sondag van Pinkster, begin ons met 'n 40 dae reeks, baie bekend, 40 dae doelgerigte lewe. So ons gaan die Sondagoggende gaan ons in die eredienste daaroor praat, oor die tema, en op Woensdaande gaan ons bymekaar kom in die kerksaal hier langs aan, om tafel, saam kuier, saam rondom die woord, saam rondom die tema, ons gaan praat met mekaar en ons gaan dieper daarin delf. So ek wil jy uitnooi, dink so lank, is daar iemand wat ek graag wil saamnooi, familie, vriende, iemand wat ons gaan saam deel hê daaraan, en dit gaan vir ons persoonlik verrykend wees en vir ons saam. So, ons begin van volgende Sondag die inligting uitstuur, wie begin belangstel, en so aan, gaan dink daaroor, gaan kyk so 'n bietjie na almanak, maak u beplanning, en raak deel daarvan. Ons is nog nie heeltemal daar om te kyk of dit is dalk in die oggend ook so geleentheid kan skep nie. Miskien kan ons dit ook doen op 'n Woensdagoggend wat dalk makliker vir u is om dit by te woon. Maar meer inligting van volgende week. Die deur na bo is oop, die deur na binne is oop. Maar ons het ook 'n deur wat na buite toe oop is, en hier trek ons weer Matteus 11 vers 28 tot 30 in. Die deur na buite is altyd 'n belangrike deur wat moet oop bly. Want as die deure toe is, dan sterf 'n geloofsfamilie in 'n gemeente. Die dooie see is dood omdat daar net 'n inloop is en nie 'n uitloop nie. Daar moet konstante deurbeweeg wees. Ons fokusteks in Matteus 11:28 ken ons nou al redelik goed. Jesus nooi mense uit, sê kom na my toe. So Jesus se uitnodiging behoort ook ons uitnodiging aan ander mense te wees. Nie na ons toe te kom nie, maar kom saam met my voor die Here, kom soontoe. Ons is net as kerk die gemeente met oop deur nie, ons elkeen soos ons hier sit, is ek 'n oop deur veronderstel om te wees. Want die Here het my deure vir my oopgemaak, so mag ek hierdie oop deur wees en sê, kom saam met my, kom deel. Die Here het daai deure oopgemaak. Ons gemeenteidentiteit wat ons net nou mee begin het, kan ons eintlik baie persoonlik maak. En ek wil sommer net 'n alternatief vanoggend vir ons op die skerm sit. So ons het nou sê, as die gemeente met oop deure wil ons 'n liefdevolle omgee, verwelkomende liefdevolle omgee gemeenskap wees. Kom ons maak dit persoonlik. As kind van die Here, want dit is glo ek wat elkeen van ons is wat hier is, wil ek iemand wees wat ander verwelkom en in liefde vir hulle omgee. Saam kan ons nader groei aan God en aan mekaar, en saam kan ons die Here dien terwyl ons hom volg. Baie persoonlik. Dis wat ek probeer sê. Dis nie net die gemeente wat hierdie identiteit het nie. As ek aan hierdie geloofsgemeenskap behoort, is dit ook my persoonlike identiteit. En raak ek 'n oop deur. Geliefdes, ek gaan die lyne vir ons bymekaar begin trek. Terug by die prinses en die erkieput. En baie interessant. Ek het gesukkel om
die slot te skrywe. Dis asof dinge net by mekaar wil kom nie. En die Here het Vrydag vir my hierdie insig gegee. En ons kan maar weet, in storieetjies en goedjies, soos Lion King die fliek, daar's soveel agtergrond temas wat geestelik vir ons van waarde kan wees. So aan die hand van hierdie sprokiesverhaal wil ek graag vir ons al die lyne by mekaar trek waarmee ons besig is. Wat het ons gehoor daarsom? Die koning, nie die onderdane nie, die koning het die deur gaan oopmaak toe daar 'n klop aan die deur was. Die koning het die deur oopgemaak om hierdie prinsesie wat verdwaal het te verwelkom. En ons kan dit sê, kan die 3 B's weer daar in die oog hou so met die regter oog. Dit gaan oor beleef. Die deur na bo is oop. Wat het hierdie prinsesie beleef vanuit die storieetjie? Dat God, soos dat die koning haar met oop arms ontvang. Die koning het die ruimte oopgemaak, die paleis se deure oopgemaak sodat sy liefde, omgee, sorg daar kon ervaar. En dit is wat God in Jesus Christus ook vir ons elkeen gedoen het. En waarvan die Hebreërs skrywer vir ons vertel hy daar in vers 19 tot 23. Die deur na bo is oop. Die koning het die deur oopgemaak. Maar nadat die koning die prinsesie ingenooi het en die koningin daarvan haar getoets het met die erkieput onder 20 matrasse, kan ons eintlik sê, wat gebeur? Hoe kan ons dit verstaan? Die volgende dag, toe hulle agterkom, sy is regtig 'n prinses, het sy met die prins getrou. En dadelik verander haar status van 'n prinsesie wat verdwaal het, of 'n moontlike prinsesie wat verdwaal het, na 'n ware prinses, wat deel raak van daardie familie, deel raak van daardie koninkryk, wat behoort. Dadelik het haar status verander. Want die koning het haar ontvang, die koningin het vir haar lief geraak, en sy het met die prins getrou. Ingesluit, deel geraak van daai familie. En so behoort ons elkeen aan die Here wat binne gekom het, en sê ek behoort hier. Ek behoort hier. En soos die sprokie aangaan, ek het net nou verwys daarna, hierdie enetjie het nie gesê en hulle het lank gelukkig saam geleef nie, maar ons weet die sprokies eindig so, want dit is wat sprokiesverhale doen. So ons kan aflei dat hierdie prins en prinses gelukkig saam geleef het vir tyd en ewigheid. Geliefdes, binne mooi verhoudinge, waar 'n mens liefde ontvang, gaan leef ons dan ook met liefde en omgee, en met 'n diensbare hart teenoor ander. En dit is waar die 3de B inkom, bedien. As ek geborge en veilig voel, as ek hier versorg word, dan wil ek graag ook uitbeweeg en diensbaar wees in die koninkryk. God se huis se deur is oop. By wyse van spreek kan sê, die koninkryk van God is oop vir elkeen wat na hom toe kom, na bo. Maar ons gemeente se deure is ook oop vir elkeen wat hier wil inkom, en hier kan jy kom tuiskom en kan behoort. En in my lewe is oop, ook vir ander mense. Mag ons nie Jesus se liefde wat ons eerstens ervaar het, en die voorreg om te kan behoort aan God se familie, net vir onsself hou nie. Kom ons gaan deel dit weier met ander. Ek sluit net weer af met ons gemeente identiteit. Nie net die gemeente se identiteit nie, ook u en my identiteit. As die gemeente met oop deure, wil ons konstant, elke dag, 'n verwelkomende, liefdevolle, omgee gemeenskap wees, waar mense wat op weg is op hulle lewensreis, hier kan tuiskom. Saam kan ons groei, saam kan ons dien, terwyl ons agter Jesus aanstap. Die een wat die voorhangsel laat skeur het, en ons vrye toegang het tot God, Jesus en die Gees. Mag die Here ons ryklik seën, as ons so gaan lewe. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Here, ons wil u eer en dank en dien. Ons hoef nie meer deur 'n hoëpriester en met klomp offers wat ons moet bring, na u te kom nie. Ons oog is gefestig op Jesus Christus, die begin en die volëinder van die geloof. Ons oog is gefestig op die kruis wat leeg is en die graf wat oop is.
En ons weet hoe U laaste asem uitgeblaas het die voorhangsel geskeur en het ons nou vrye toegang. Ons kom nederig na U toe met volle geloofsekerheid. En ons sê vir U uit ons hart uit diep dankbaar vir U liefde, U omgee en U troue sorg. Maar dankie dat U dan ook verdere deure oopmaak vir ander mense na bo, dat hulle kan inkom en deel wees van die godsvolk. Dankie Here dat U deur oopgemaak het, ook na die wêreld hier rondom ons in die gemeenskap, sodat elkeen wat hier instap, hier kan kom tuiskom en kan behoort, elkeen wat op sy of haar lewensreis is. En ja Here, mag ons ook oop bly na buite, vir elkeen wat verlore is, elkeen wat U nog nie ken nie, mag ons U liefde nie net gaan praat daar buite nie, mag ons net mooi goedjies gaan sê nie, maar mag ons liefde wat ons eerstehands ontvang het, oorgaan tot dade van liefde en omgee en sorg. Dankie dat U ons seën, en seën ons in oorvloed, sodat ons ook 'n seën vir ander kan wees, wat ons lewenspaaie kruis. Ons wy onsself opnuut aan U toe. Maak ons bruikbare instrumente in U hand. Ons dank U vir liefde en genade, en ons wil dit ook leef. Ons bid dit in U naam, Vader, Seun en Gees. Amen. Geliefdes, in die jaar 1999, toe die visioneringsproses aan die gang was, het Marlene Jooste, een van ons lidmate, het terwyl die leiers besig was en hulle geroei en gestoei het met Openbaring 3 vers 8, het die Here vir haar in die huis 'n lied gegee wat sy nuwe woorde opgeskryf het, 'n baie bekende melodie. En so is die visielied gebore, wat baie mooi aansluit by wie ons is, ons identiteit en wie ons wil wees. As U dit nog nie gehoor het nie, nog nie gesing het nie, so redelik nuut in die gemeente, dit is saam met ons visieteks, is dit ons visielied. En saam met ons identiteit sê dit wie ons wil wees. So kom ons staan, geliefdes, en ons sing, hier in Gods woning vind ek my rus, en sal hoor hoe die deure oop is, vir klein, vir groot, vir almal om te hoor en hier te kan tuiskom.
belofte is, die deure is oopgemaak vir u en vir my. Ons stap by die oop deure uit, mag ons deure oop bly ook verander. Ontvang God se seën om verander tot 'n seën te wees. Die Here is voor u om die pad gelyk te maak. Die Here is agter u om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder u om u te dra in tye as dit moeilik gaan. Die Here is rondom u om u te beskerm. Die Here is langs u om u in sy arms toe te vou. Die Here is bokant u om u te seën. En die Here is binne u te lei deur sy Heilige Gees vandag, môre en tot in ewigheid. God se mense sê hierop. Amen en amen. Blessings, mooi geseënde dag. Ons sien soos die Here wil volgende Sondag weer.